Gewaardeerde luisteraar, pastoor Frans Hooiberg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker en ons komende koning. Ek hoop ek vind u in oorwinning en ek vind u dat u geloof geanker is in Jesus Christus en niks anders te nie. Hierdie wêreld raak al hoe meer de mekaar, hierdie wêreld raak al hoe meer in 'n situasie waar ons dit nie kan baie keer verstaan of kan hanteer nie. Maar net die geweet dat die regerings verander, die weer verander, klimaatsverandering en al hierdie goed wat hulle vir ons probeer voorskryf wat in baie opsigte seker ook maar nonsens is, net om paniek te veroorsaak onder die mense. Maar weet jy wat verander nie? Jesus het kruis toe gegaan. Dit verander nie. Jesus het gesterwe aan daai kruis. Dit het nie verander nie. Jesus het begrawe en hy het opgestaan. Jy weet, die opstanding van Jesus Christus is 'n groter realiteit as die geboorte van Napoleon Bonaparte of Shakespeare. Want ek meen, hoeveel bewyse is daar dat Shakespeare bestaan het, behalwe sy boeke? Maar daar is soveel buite Bybelse bronne en soveel getuienisse. En ek gaan vir u sê dat die Nuwe Testamentiese manuskripte, die Nuwe Testament, is die grootste bewys van die opstanding van Jesus Christus. En mense kan kom en sê, ja, maar die Nuwe Testament is nie betroubaar nie, die Nuwe Testament is korrup, en hierdie en daai. Weet jy dat ons het 25.000 verskillende manuskripte, wat die Nuwe Testament as betroubaar en waaragtig vir ons weergee. Jy het eintlik geen ander buite Bybelse bronne nodig nie. En jy is kind van die Here wat waaragtig weergebore is. Wat het jy meer nodig as die feit dat wat die Bybel sê, baie belangrik op die huidige stadium, 'n werklikheid in u lewe is. Ons wat leef in geloof, en dis nie 'n blinde geloof nie. Dis nie 'n geloof wat ons sê, ons hoop ons is reg nie. My vriend, jy wil na my luister. Ek weet ek is reg. Ek weet ek gaan hemel toe. Ek weet dat ek kind van God is. Hoekom weet ek dit? Die man aan die middelste kruis het vir my gesê, ek is kind van God. Die woord van die Here sê, as ek in hom glo, is ek gered, wedergebore, kind van God. Daarna begin my lewenswandel, getuig van die feit dat ek kind van God is. Ek werk nie om kind van God te word nie, ek werk om te bewys dat ek 'n kind van God is, uit dankbaarheid, geroep vir goeie werke. Nou hierdie is Openbaring deel 17 wat ons nou gaan behandel. Hoofstuk 5, ons begin by vers 6, ek het laaste uitsending afgesluit met vers 6, kom ons begin weer met vers 6 en ons lees hom saam. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hierdie woorde in die middel van die troon en van die 4 lewende wesens word in die Syriese weergawe weggelaat. Johannes, op die aanduiding wat die ouderling hom gegee het, het sy oë opgeslaan en met groot erns rondgekyk en gesien die persoon aan wie hy gewys het, hoewel nie in die vorm van 'n leeu nie, maar in die voorkoms van 'n lam, waarmee Christus beide in die Ou en Nuwe Testament dikwels vergelyk word, dit deel gepas vir sy onskuld en reinheid van die natuur, vir sy skadelose en onaanstootlike gesprekke en vir sy sagmoedige en nederige gedrag sy hele lewe lank, en vir sy geduld ten tye van sy lyding en dood, vir sy bruikbaarheid as voedsel en klere vir sy volk, en hoofsaaklik vir sy offer vir hulle, getipeer sowel deur die paaslam as deur die lammers van die daaglikse offer. Daarom volg dit, of die woorde, soos geslag. Christus was werklik gedood deur die goddelose hande van die Jode, en nie net vir die skyn nie. Die asof hier is nie 'n aantekening van blote gelykenis en vergelyking nie, maar van werklikheid en waarheid. Maar hy het nou uit die dood opgestaan, en daarom word gesê dat hy 'n geruime tyd tevore gedood is. Alhoewel nou lewend, en dit blyk dat hy die tekens van sy lyding en dood op hom gehad het, soos hy na sy opstanding die afdruk van die spykers en die spies in sy hande, voete en sy gehad het. Hy was soos 'n lam wat pas of onlangs geslag is,
en dit kan die voortdurende werksaamheid van sy bloed aandui, om van alle sonde te reinig en van sy offer om dit weg te neem. Hy was soos 'n lam geslag vanaf die grondlegging van die wêreld met betrekking tot die voortdurende deeg van sy bloed en offer, en hy sal, om dieselfde rede, die lam wees, asof dit geslag is, tot aan die volëinding van die wêreld. Die posisie en situasie van hierdie lam was, hy het in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge gestaan daar, 'n lam asof hy geslag is. Hy het gestaan, opgewek uit die dood en opgevaar na die hemel, maar het nog nie saam met sy Vader op die troon gaan sit nie, maar was baie naby aan dit. Hy het voor dit gestaan, gereed om daarop geplaas te word en sy mag en sy koninkryk te ontvang. Hy het tussen die troon en tussen die lewende wesens en die ouderlinge gestaan as middelaar tussen God en sy kerk en volk. Hy het vir hulle voor die troon verskyn as hulle advokaat en gereed gestaan om hulle al die hulp te verleen en aan hulle al die goeie te doen wat hy kon. En dit kan sy situasie ook aandui, dat hy voortdurend in die oog was, altyd voor die oë van God, soos die lam wat geslag is. Sy bloed word binne die voorhangsel gedra, word op die versoendeksel gesprinkel, en is altyd in sig, en roep om vrede en vergifnis, en God die Vader kyk altyd daarna, en tot sy geregtigheid, opoffering en bevrediging terwille van sy volk. Bovendien kan sy wese tussen die 4 lewende wesens en ouderlinge en sy teenwoordigheid in sy kerke aandui, en met sy bedienaars wat hulle beloof het tot aan die volëinding van die wêreld. Dit is baie ongewoon dat 'n lam horings het, en veral 7. Hierdie horings is uitdrukkingsvol van die krag van Christus, van sy heerskappy en regering, self van sy koninklike mag en gesag. Dis word konings met horings aangedui in Daniël 8:20. En Christus self word genoem die horing van Dawid en die horing van verlossing, Psalm 32:17, en beduie dat hy met sy opstanding uit die dood en hemelvaart gemaak en verklaar is tot Here en Christus. En die getal 7 druk die volheid en volmaaktheid van sy krag en gesag uit, deurdat hy as middelaar alle mag in die hemel en op die aarde gegee is. Vers 7 tot 8. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. In hierdie vers keer Johannes terug na die tyd van die werkwoord het gekom, wanneer hy sê geneem en nie het geneem nie. Laasgenoemde woord impliseer dus meer as vat, uit die hand neem. Johannes sien dat die lam nie net die rol vat nie, maar hou, dit is syne. Syne deur die reg van die oorwinning wat hy behaal het. Syne as Immanuel, God met ons. Syne nie net as die goddelike ewige seun nie, maar as verlosser, die hoof van die kerk. Syne om te ontvou in al sy betekenis vir die kerk waarvoor hy gesterf het. Hy het dit gevat. Hy is waardig om dit oop te maak, en dit sal oopgemaak word. Daarom begin die loflied en vreugde, wat geleidelik verbreed totdat dit die hele skepping omvat. Die 4 lewende wesens word eerste genoem as die naaste aan die troon, maar al wat hulle op hierdie oomblik doen is om voor die lam neer te val. Daar's geen rede om te dink dat hulle ook sieters en goue bakke het nie, of dat hulle aansluit by die lied van Openbaring 5 vers 9 nie. So 'n lied is ongeskik vir wesens wat hoofsaaklik die materiële skepping verteenwoordig, en die gebede van die heiliges word meer natuurlik aangebied deur die 24 priestelike ouderlinge. Die taal van die 4 lewende wesens word Openbaring 5 vers 14 gegee. Die res van Openbaring 5 vers 8 het ons dus net met die ouderlinge te doen. Eerstens, elkeen het 'n harp. Die idee is geneem met die tabernakel en die tempeldiens. 2, die 24 ouderlinge het ook goue bakke vol reukwerk, nie die gewone bakke wat die priesters in die eerste of buitenste deel van die tabernakel gebruik word nie, maar eerder dit wat die hoëpriester gebruik wanneer hy 1 keer per jaar in die allerheiligste ingegaan het. Die kerk van Christus is beklee met hoë priestelike funksies en 'n toegang tot die onmiddellike teenwoordigheid van God. Ek wil dit net hier stel, die verskil tussen Israel en die kerk. Israel, wat die volk van God is, wat die bruid van God, van die lam gaan wees, wat in die nuwe Jerusalem gaan woon, en saam met Christus gaan regeer, het nie onmiddellike teenwoordigheid van God in die troonsaal nie. Want die kerk is bekleed met hoë priestelike funksies,
En hulle het toegang tot die onmiddellike teenwoordigheid van God. Nie die gewone ou in Israel as gewone mense nie. Maar ons, die kerk van Christus, as verheerliktes. Maak dit u nie opgewonde nie. Dit maak my geweldig opgewonde. Om te dink dat ons wanneer ons in die 1000 jaar van vrede gaan optree, wanneer ons take gaan doen, gaan dit op 'n hoër vlak wees as die aardse Israel. Want ons is die kerk. Ons gaan in en uit beweeg in die troonsaal van God, soos wat God dit behaag. Mense, jy gaan nie 'n gewone mens op aarde wees nie, jy gaan nie 'n gewone mens soos Israel wees nie, jy gaan nie 'n gewone mens wees wat die 1000 jaar van vrede as mens ingegaan het nie, wanneer jy saam met die wegraping gaan, as 'n weergebore kind van God, is jy 'n bewoner van die troonsaal van God. Kom ons gaan aan. Die wierook is die gebede van die heiliges, dit wil sê van God se lydende heiliges. Die ouderlinge op hulle trone is die verteenwoordigers van die kerk wat seëvier. Daar moet enerzijds op gelet word dat laasgenoemdes nie vir hulle self bid nie, dat hulle vir hulle self loof, en anderzijds dat hulle nie voorbidders is vir die heiliges op aarde nie, dat hulle maar die gebede van die heiliges aan die lam aanbied, van wie hulle as te ware eerder die hand as die mondstuk is. Sou ons met sommige kommentators diegene in die hemel onder die heiliges verstaan, sou dit moeilik wees om 'n voldoende duidelike onderskeid tussen hulle en die 24 ouderlinge te trek? Ek dink so. Vers 9 tot 10. Sing hulle 'n nuwe lied en sê, "U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasies, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal konings op die aarde heers." Ons het so baie keer in die vroeë jare in die Pinksterkerke hierdie liedjie gesing, "U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak." Ek hoor daai liedjie nêrens meer sing. Weet jy hoekom sing die kerke, baie kerke nie meer hierdie liedjies nie? Omdat hulle dink die apostels en die profete van vandag is waardig. En hulle is waardig. En hulle is so iets besonders. Nee. Jesus en Jesus alleen is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Kom ons kyk daarna. En hulle het 'n nuwe lied gesing en gesê, let weer op 'n verandering van tyd. Die ouderlinge sing nie, maar hulle het gesing. Die voortdurende aanbidding van die hemel word deur die verandering voor ons gebring. Die lied soos ons gesien het, is die van die 24 ouderlinge alleen. Dit is 'n nuwe lied, nie in sy inhoud, want dit bevat wat geen verbeelding van 'n mens tevore kon bedink het nie, en geen tong ooit uitgespreek het nie. Die heerlikheid van 'n volkome verlossing. Die lied word nie net gesing omdat die rol oopgemaak is nie. Sy hoofinhoud is die grond waarop die lam waardig bevind is om dit oop te maak. Dit bestaan uit 3 dele. Punt nommer 1, u is geslag. Die offerdood van die lam is die prominente punt, maar hierdie dood is nie noodwendig beperk tot die dood aan die kruis nie. Dit sluit die hele vernedering en selfopoffering van Jesus in. Punt 2, met die bloed gekoop. Dit is nie net 'n verwysing na die sterf van die kruis nie, maar verwys na iets veel dieper as dit. Hierdie lied spreek met ons van die feit dat deur hierdie offer gelowiges uit die aarde met al sy ewels geneem word en verplaas word in die geluk van die hemelse en triomfantelike kerk. Die wat gekoop is, word uit die hele aarde versamel. Universaliteit word aangedui deur die vermelding van 4 bronne waaruit hulle kom, en hulle word gekoop deur die bloed van die lam. Ons sien dus dat die bloed van Christus meer as die bloed wat op die oomblik van sy dood vergiet is. Dit is die bloed, die lewe wat deur die dood gewen is, waarin hy homself voor die troon van God stel, met al sy mense in hom. In sy bloed staan hulle, in sy lewe leef hulle, en hulle verskyn voor God nie net met hulle sondes afgewas nie, maar geplant in hulle Here se lewe van volmaakte gehoorsaamheid en onderwerping aan die Vader se wil. Hulle offer hulle self as lewende offers in hom wat een keer gesterf het en nie meer sterf nie. En nie net op grond van 'n geregtigheid wat hulle uiterlik toegereken word nie, maar ook van 'n innerlike en 'n werklike lewensvereniging met hom, in wie die Vader 'n welbehae het, word hulle aangeneem. By die woord priesters blyk daar 'n pouse te wees. Die volgende klousule vorm 'n duidelike stelling. Ons behoort dit ook nie op, maar oor die aarde te vertaal nie.
Hulle is glad nie op die aarde nie. En daar kan dus nie gesê word dat hulle daardie invloede uitoefen, daardie beginsels bevorder en daardie wette van geregtigheid, heiligheid en vrede uitdeel, wat in werklikheid al die beste ontwikkelings van die lewe en geskiedenis regeer nie. Hulle is die kerk wat seëvier in die hemel. Die aarde was hulle vyand. Dit word nie deur hulle gereformeer nie. Die kerk gaan nie die aarde verander sodat Christus hier kan kom regeer nie. Hulle die posisie van Jesus self. Die finale belofte aan hom wat oorwin, word aan hulle vervul. Hulle oorwinning is voltooi. Laastens kan ons die woord hulle in Openbaring 5 vers 10 opmerk. Ons sou dalk verwag dat ons, die woord sou wees wat deur die triomflike kerk gebruik word, terwyl hy praat deur die 24 ouderlinge wat hom verteenwoordig. Maar die kerk beskou homself objektief en in die lied wat hy sing, draai sy gedagtes na hom wat hom verlos het. Die metode van uitdrukking is nie anders as die van Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat hy gestuur het. Vers 11, toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Die bewoners van die hemel is verenig met die verteenwoordigers van die verloste kerk in die toeken van eer aan die Lam van God. Die ontwerp is om te wys dat daar universele simpatie en harmonie in die hemel is, en dat alle wêrelde sal verenig om eer aan die Lam van God toe te skryf. Alle wêrelde. Jy moet verstaan dat die heelal, soos ek het nou verstaan, bedryf was deur 3 aardse engele, Lucifer, Michael en Gabriel, en Lucifer se derde, toe hy op sonde geval het, sy lig is afgeskakel as te ware. Ons woon in 'n donker heelal, 'n donker deel van die heelal. So daar in die verligte dele, daar waar die sonne nie bereik is nie, so ver buite ons bereik met ons teleskope, want ons sien maar net ons deel raak. Die sterre en goed kan jy ook maar net sien omdat dit donker is. Jy kan dit nie sien as daar absolute lig was nie, maar ons bly in 'n donker deel van die heelal. Moontlik is daar ander wêrelde waar daar lewende wesens is, wat ook gaan verenig word en wat ook die eer van die Lam van God gaan besing. Kom ons gaan aan, dit is net my teorie. In 'n sirkel of gebied buite, wat deur die troon, die lewende wesens en die ouderlinge beset is. Hulle het die sentrum beset, soos dit vir Johannes gelyk het, en hierdie ontelbare geselskap van engele het hulle omring. Die engele word hier voorgestel, soos oral in die skrif is, as 'n diepgaande belangstelling in alles wat betrekking het op die verlossing van mense. En dis nie verbasend dat hulle hier beskryf word as om met die verteenwoordigers van die kerk te verenig in eerbetoon aan die Lam van God, 100 miljoen, algemene terme, of 'n ontelbare getal, of 'n buitengewone groot getal aan te dui. Ons moet nie veronderstel dat dit letterlik opgeneem moet word nie. Dit impliseer dat die getal voorheen gespesifiseer nie groot genoeg was om alles te begryp nie. Behalwe die 10.000 maal 10.000 was daar 'n groot, ontelbare skare wat 'n mens nie kon probeer opsom of tel nie. Dit lyk asof die taal hier uit Daniël 7 vers 10 geneem is. Daniël 7 vers 10 sê 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan, 1000 maal 1000 het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Vers 12. Ons is nog steeds in Openbaring 5 vers 12. En met 'n groot stem het hulle gesê, die Lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Engele aanbid hom as die Lam wat geslag is. Hulle sien die effek daarvan en weet dat die oorsaak daarvan in hom en sy werk lê. Alles wat hulle noem, is deur die eeue nog altyd deur die mens gebruik om homself te verhef. Nou het die tyd aangebreek dat al hierdie dinge deur die ware man gebruik sal word om God te verhef. Hy is die eienaar van dit alles, maar dit sal sigbaar word deur sy dade, en alles wat van hom sigbaar word, spoor elkeen wat dit sien tot uitroepe van bewondering. 1. Dit begin met krag. Die krag wat die mens gebruik het om sy weg op aarde te vernietig, word deur hom gebruik in oordeel en daarna in seën. Punt 2.
Alle rykdom van die heelal is syne en sal nie meer misbruik word nie, maar sal hom in sy veelvoudige glans bloot lê. 3. Hy is die wysheid en sal dit sigbaar maak in al sy weë en sy werke. Punt nommer 4. Hy het die mag wat hom in staat stel om uit te voer wat hy besluit het om te doen. Punt nommer 5. Hy is alle eer werd en dit sal openlik aan hom gegee word. Punt nommer 6. Alles wat van hom sigbaar word is pure heerlikheid, pragt en majesteit. Punt nommer 7. Seën word toegeskryf aan hom, wie eens so verguis was. Vers 13. En elke skepsel wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde, en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Halleluja, lewend of lewenloos. Engele en die geeste van volmaakte mense, son, maan, sterre, die voëls van die hemel, mense en diere en al die kruipende diere, berge, heuwels, vrugtebome en al die seders en onder die aarde en die ingewande daarvan, metale, minerale en alles van daardie soort wat in skepe op die magtige waters vaar en groot en klein visvang wat daarin is, in die hemel, aarde en see, skepsels in hulle loof tot God en is diensbaar aan die heerlikheid en belang van Christus en is die geleentheid van verheerliking van beide. Selfs die vyande van Christus, goddelose mense en duivels, sal verplig wees om Christus te herken as Here, tot eer van God die Vader, sowel as engele en heiliges, en dieselfde heerlikheid en eer wat aan die een gegee word, word aan die ander toegeskryf, wat die regte godheid van Christus en sy gelykheid met die Vader toon. Vers 14. En die 4 lewende wesens het gesê Amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens gee die plegtige instemming Amen, en dit is goed opgemerk dat hulle dit doen, sodat die hele diens van lof in hoofstukke 4 en 5, nadat dit sy wydse verlenging bereik het, kan terugkeer na die punt van waar dit begin het. Laasens val die ouderlinge neer en aanbid in stille aanbidding. Die hart van die kerk is vir die oomblik te vol om te praat. Hy kan slegs in onuitspreeklike dankbaarheid en lof aanbid. So eindig die reeks visioene vervat in die 3de afdeling van die boek, wat ons in gedagte dra tot die einde van almal en voordat die kerk se stryd aangaan, ons verseker is van sy glorieryke posisie wat hy gaan beklee in Christus Jesus. Baie dankie Here, dat ons kan weet, maak nie saak wat die wêreld sê nie, maak nie saak wat ateïste sê nie, maak nie saak wat godlonaar sê nie, maar ons weet, dat ons weet, ons is in Christus, in God, verborge, en as die wegraping plaasvind, staan ons in hierdie troonsaal, wat die boek Openbaring beskryf. Hemelse Vader, ons loof U daarvoor, in Jesus naam, Amen. En uiteindelik, gewaardeerde luisteraar, gaan ons begin by hoofstuk 6, en nou gaan ons kyk wat alles gebeur het op hierdie aarde, van tussen hoofstuk 6 en hoofstuk 19. Ons het nou die troonsaal beskryf, en ek hoop van harte, dat jy nou jou gedagtes van hierdie wêreld kan afvat, en dit kan plaas op hemelse dinge. Die skrif sê, bedink die dinge wat daarbo is. Ek het vir u in 'n paar afleweringe, het ek vir u hoofstuk 4 en 5 blootgelê, oopgemaak, en saam met u daarna gekyk, en gesien, wat is die dinge wat ons daarbo moet bedink. Nou al wat oorbly is om te sê, gaan, en wandelwaardig die roeping waarmee God jou geroep het, en Maranatha, Jesus gaan weer kom, is jy gereed. Maar as hy vertoef om te kom, mag God met u wees tot ons weer gesels. Amen.